Voorheen in Grensoorlog. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. En om dit te kan doen, is die gewone opleiding van die gebiedsmagte nie voldoende nie. En moes ons toe die speseenhede, soos byvoorbeeld die spoorsny en opvolgelemente, moes ons skep 'n spesiale opleiding gee om hierdie uit te kan uitvoer. Ons word betaal om goed te doen waarvoor ander ouens betaal om te doen. Die ou se lewe daarna is iets wat van 'n antiklimaks. Teen die einde van die 1970s het intelligensiebronne aangedui dat steun aan SWAPO besig was om vinnig toe te neem. Suid-Afrika se spesiale magte sou meer moes doen om die logistieke kapasiteit van organisasies soos die MPLA, wat 'n vasstrapplek aan SWAPO gebied het, te ondermyn. Die eerste van hierdie teenaanslae was Operasie Amazone, 'n aanval op die olieopslagplek en 'n sementfabriek in Lobito Hawe, deur 3 sabotasiespanne en 'n bevelsgroep. Alle teikens is volgens plan vernietig. UNITA het die eer ontvang vir hierdie suksesse. Hierdie noue verhouding met die bondgenoot is om 'n baie spesifieke rede gekweek. 'n Rekkie-groep sou binnekort weer in die spervuur staan. I want to assure you that our hearts have been always with you. And whenever it was possible, we were available, and we can reassure you today that we shall be available. Suid-Afrika kon nooit daai operasies herken nie, want dan destabiliseer ons die hele Afrika as ons dit herken. So hulle het dit nooit herken nie. So al die operasies wat spesiale magte gedoen het en van die ander eenhede ook is toegeskryf aan Savimbi, en Savimbi het ook dit opgeëis. Hy het die krediet daarvoor gevat. Teen hierdie agtergrond is 16 topspesmagte manne in laat 81 bymekaar geroep vir nog 'n clandestiene operasie. Al was Lobito daarmee heen, het die olieraffinaderry in Luanda nog brandstof geproduseer wat pad langs na die front in die suide vervoer is. Dit was die teiken. Stafsersant Jack Greef, 'n ervare operateur en deel van Operasie Amazone, sou as spanleier optree. Kameraderie of die groepsgevoel wat jy het, maak jou onstuitbaar. Japie, oftewel Kloppies Kloppers, was ook 'n veteraan van oorgrensoperasies in Angola. Daar het jy 'n ou nodig wat langs jou kan staan en nie wil weghardloop of iets nie. Piet van Sail, bekend as Faitjie, en Kokkie de Kok was Kloppies se spanmaats. Op die teikengebied het ons opgedeel in kleiner spanne wat plus minus 3 tot 4 ouens. Die doel van Operasie Kerslig was om die vyand wat op daai stadium was SWAPO en FAPLA in die suide van Angola se brandstoftoevoer af te sny. Sodat daar nie brandstof sou gewees het vir die MPLA of FAPLA wat hulle militêre vleuel van die MPLA regering is nie. Sodat dit opgeblaas kan word, dan kan hulle nie met hulle offensief teen UNITA begin nie. UNITA het gereeld onder aanvalle van FAPLA in die suide van Angola deurgeloop. 'n Suksesvolle aanval op Luanda sou die MPLA landwyd in die wiele ry. Sabotasieaksies is 'n klassieke deel van oorlogstrategie. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die geallieerdes se Long Range Desert Group, die Duitse Afrika-korps van generaal Rommel, telkens gevoelige slae toegedien deur aanvalle op toevoerroetes en installasies. Gewoonlik ver agter vyandelike linies. Dit kom maar van die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog af. As jy 'n soldaat op die veglinie wil ongelukkig hê, moet hy honger word. Honger of dors of sonder ammunisie en wapens.
Soos in enige ander rekkie-operasie moes die doelwit vernietig word. Verkieslik voordat die vyand onraad merk en die vuurwerke begin. 'n Skynbaar onmoontlike taak, gesien die ligging van die teiken in die middel van vyandelike linies. Die raffinaderij is geleë in Luanda, tussen die see en die stad self. En hy is basies omring deur 'n klomp plakkerskampe en dan 'n paar militêre basisse. Die raffinaderij, waar hulle die gas verbrand, het 'n baie sterk vlam. Dit is candlelight. Vandaar die naam Operasie Candlelight of Kerslig. Dit was 'n hoë risiko-onderneming wat fyn beplanning en inoefening sou verg. Alle beskikbare foto's, kaarte en diagramme is teen die mure van die operasiekamer geplak om gebestudeer te word. 'n Sekere hoeveelheid inligting kon wel uit hierdie bronne gehaal word, maar 'n verkenningstog op die grond sou noodsaaklik wees. Jack Greef en Sam Fourie sou 2 dae hiervoor nodig hê. Jy weet, dis ouens wat jare saam oefen, hulle oefen in vir daai spesifieke operasie, alle moontlike dinge wat kan verkeerd gaan, word ingeoefen. Voorbereiding vir elke moontlike verwikkeling was deel van die daaglikse oefeninge. As iets sou skeefloop, moes elke man weet wat om te doen. Hulle sou sekerlik gedurende die operasie in die vyand vasloop. Daarom het die helfte van die span Uzi of Sterling submasjiengewere met knaldempers gedra. Die res sou AK-47's gebruik. Op grond van lugfoto's is 'n akkurate model van die raffinaderij gebou. Dit was dae lank die fokus van intense gesprek en beplanning. Ploftoestelle is getoets op strukture in en om die basis. Die teikens waarop dit gebruik sou word, was 2 distilleertorings en 2 reuse balvormige gasopgaartanks, as ook verskeie ander houers van wisselende groottes. Alles sou in die nag gebeur. Die hooffokus was inoefening, die herhaling oor en oor van elke prosedure. Dit is van die beste in die wêreld gewees. Ons het ook baie streng sielkundige toetse wat jy deurgaan. En jy gaan dit nie net een keer deur nie, is met jou opleiding en heropleiding wat jy doen jy ook jou sielkundige toetse elke 2 jaar, 3 jaar, gaan jy weer vir sielkundige toetse. Voorbereiding vir so 'n operasie het veel meer geverg as net gewone opleiding en inoefening. Jou gesindheid moet op die regte plek wees. En 'n ou se innerlike wil moet agter daai gesindheid wees om vir hom vorentoe te stoot. Dit was nie 'n plek vir sissies nie. Kyk, ou moet die piepie in jou are hê en ou moet bloed in jou are hê. As 'n ou fiks is, as jy die standaard van fiksheid bereik wat jy in spesiale magte bereik, dan jou stelsel werk wonders. Fiksheid weet absorbeer. Ek dink die meeste van daai stres word deur jou fiksheidsvlak geabsorbeer. Okay, die inoefening en goed het ons in Durban gehou, in Durban omgewing. So ons het maar krag sentrales in die nag in samewerking met die sekuriteitsmaatskappye wat daar werk en die munisipaliteit van Durban. Het ons maar basies hulle sekuriteit by die raffinaderij en die kragsentrales en die goed getoets. Sodat ons gemaak asof ons die plek aanval. 'n Mens doen dit oor en oor en oor, laat dit maar naderhand 'n drol by jou is. Elke sekonde tel tydens 'n operasie. Alles was gefokus op spoed en akkuraatheid. Beweeg, beweeg. Oor 'n muur met lewendige springstof en al jou uitrusting. Beweeg. Om 'n lading van 40 kg binne in 'n voetstuk van 'n oefentoring te plaas. Hulle het deurgangs met lewendige ammunisie gewerk. Die ouens wat op baie spesifieke operasie was ook al ouens wat al 2 jaar plus geopereer het. Hy is nie ouens wat die eerste keer gegaan het nie, want dit is ver, dit is plus minus. Soos dat die kraai vlieg omtrent 1000 km, 1100 km waar dit oor die grens was. Die manne was fiks en jonk, bloedjonk. Op 24 is kaptein Kokkie de Kok beskou as 'n senior. Dit is harde manne, is harde oorlog en daai Angola se bos vergewe nie foute nie. So nader as wat jy aan die D-dag kom, teikendag kom, dan jy voel dit hier so op jou maag. Jy senuwees, dit is maar een van daai goed om. Uiteindelik breek die dag aan. Die span vertrek na Luanda
op die voorraadeskip die SAS Protea. 2 vinniger aanvalsvoertuie van die vloot neem vir Jack Greef en Sam Fourie in Langebaan aan boord vir die vooraf verkenningstog. Op pad is daar skielik tyd om in die son te lê en die gedagtes te laat gaan, saam te kuier en spangees te bou. By die aankoms in die teikengebied word Jack en Sam vroegoggend aan wal gesit. Hulle beweeg so vinnig moontlik na hulle vooraf bepaalde skuilplek. Die beskerming van die nag se donker kombers is besig om te vervaag. En dit is basies behels om 'n roete te vind van die see, van die kuslyn af, van die strand af, tot by die teiken, die kortste roete na die teiken toe. Jack en sy spanmaat Sam Fourie was van die eerste operateurs wat opgelei is om in 2-man rekkiespanne te werk. Hulle skuiling is reg langs 'n reuse militêre voertuigpark. Die teikenroete loop deur 'n basis. Ons het die hele dag daar gelê en die plek ook maar dopgehou soos ons kon, die vorige opleiplek, en daar was gereeld mense in en uit. Toe die aand kom, het ons uit die skuilplek uitbeweeg, by die teiken uitgekom, het ons foto's geneem. 2 dae lank het hulle elke moontlike stukkie inligting gekry. Die 3de aand is hulle opgepik, terug na hulle makkers op die skip. En natuurlik die groot vraag wat hulle ou vra, die bevelvoerder van die mag is, kan ons dit doen? En dit was in my hande gewees om te sê ja of nee. Die antwoord was ja. Dis tyd vir Black is Beautiful, sodat hulle kan saamsmelt met die vyand. Ek dink amper dit was 'n Revlon produk wat ons gebruik het, dieselfde wat die kunstenaars gebruik. Jy was swart gesmeer, jy het die MPLA of SWAPO se klere aan, en obviously draai jy dan die Russiese wapens, om dan as misleiding op te tree. Voor elke operasie is daar Bybel gelees en gebid. Daai spesifieke operasie het ons nou nie 'n predikant gehad nie, want dit was beperk. Ek kon net soveel ouens kon saamgegaan het op die bote. Ek glo, en hoe benader die situasie raak, hoe harder bid 'n ou partykeer. Jy weet maar, as dit nou weer goed gaan om 'n braaivleisvuur, dan bid 'n ou moes nou nie. Kokkie op ons boot, hy was die senior ou gewees daarso, en hy het vir ons gelees en bid voor ons op die operasie gegaan het. Kokkie se keuse vir die dag was Psalm 23. Die dag. Die SAS Protea se bote word weer ingespan. Die keer om die hele span aan wal te sit. En dan het ons nou ingegaan met die, sê maar, die aanvalsmag self, die ouens wat die lading self gaan plaas het. Deur die draad oor hierdie oop veld gekruip, en die sekuriteitsligte het redelik skerp op ons geskyn, maar ons het toe nou maar daai paar bossies wat in die middel van die kaalveld was, wat 'n skaduwee in ons rigting gegooi het, het ons nou maar op die skaduwee langs gekruip en dit gebruik vir dekking. Het ek toe omgekyk om te kyk hoe lyk die mense agter my, of hulle redelik onder dekking is. Toe sien ek nie hulle is oop. Enige ou wat in daai wagtoring gesit het, sou ons gesien het. Maar nou ja, ons het toe maar 'n kans gevat en ons het aangegaan. Die oomblik toe ons toe in die donker gebied agter die sekuriteitsligte inkom, het ons opgestaan en elke span is onmiddellik na sy onderskeie teikens toe. Ons spesifieke taak was om die olietanks aan te val of die myne te plant daarop. En dan my teiken met my 4 mense was die 2 distilleertorings, die hoofteikens gewees. Ek en Kloppies het op ons myne geplant, die eerste tanks, en ons het wegbeweeg na ons tweede teikens, weer ek en Kloppies, weer geplant terwyl ou Kokkie wag gehou het. Terwyl ons die tweede stel myne geplant het, het die eerstes ontplof. Nou toe het ons agtergekom, iewers is iets was nie lekker nie. Die tydmeganisme op hulle was verkeerd geweest. Ons het toe begin onttrek
omrede al die wagte en al die sireners en al die ligte het aangegaan en daar was wagte oral gewees. Ons moes onttrek het, want jy's plus minus 2000 kilometer van jou naaste grens af so. As ou jou taxi daar mis, nee, dan mis jy vir hom. Op 'n stadium toe die waggery krities begin raak het, laat ek begin senuweeagtig raak het. As daai vloeibare gastanks opblaas, is ons almal dood. Dit was dit suig die hitte wat dit veroorsaak, die gas is lyk so atoomontploffing. Kokkie het daarop aangedring dat hy sy laaste myn wou plant. Dit sou inderdaad sy laaste wees. Dit so 'n meter en 'n half van hom af het ek gesit. Gewag dat hy sy myn klaar en hy het onder, die pype was ook omtrent so 'n meter en 'n half van die grond af gewees. En hy het onder sy myn gesit toe hy sy veiligheidspenne trek. En toe hy die anti-lift sy myn trek, het hy onmiddellik daai myn ontplof. En met die slag van die ontploffing is my broek van my lyf afgeskiet. So ek het dit daar gestaan met 'n hemp en my magasyne aan. My geweer is nou nog seker weg. Ek onthou nog, ek kon nie mooi sien na die tyd en ek het my oë seer gemaak in die ontploffing. Maar ek het toe agtergekom dit is alles dele van Kokkie wat nou toe op my gespat het. Ek het hom letterlik van my eintlik maar afgestroop. Die skokgolf het my opgetel, my op so plus minus 4-5 meter het hy my gegooi. Nou toe is ek weg van my myn af. Nou lê hy daar op die grond. Nou, maar toe is ek nou doof en ek is blind. Nou soek ek my geweer. En ek kan nie my geweer kry nie. Nou soek ek my pistool. En ek kan ook nie my pistool kry, maar nou is hy nog lekker deur mekaar ook. En ek kan nie my pistool kry nie. Maar dit is asof 'n mens eintlik in 'n tunnelvisie ingaan. Nou probeer ek my handgranaat kry en toe kom ek agter my hier's niks. My webbing is weg. My hemp is weg. Toe begin ek, Jesus, hier's nou iets groot fout. Ek was redelik ernstig gewond gewees, veral in my bene en so voort, en redelik gebloei. Maar dit was die laaste in my gedagtes gewees. My gedagte was ek moes vir Piet Faatjie kry en hom uitkry. Basies al wat ek kan onthou is ek roep toe vir ou Kokkie, maar ek probeer my oë, want jy kan nie sien nie, maar jy kan nie hitte want dit brand. Daai pype wat ou Kokkie opgeblaas het, daai goed brand. Kokkie was dood, maar Faatjie het gelewe. Kloppies sou nie opgee nie. Ek het vir Faatjie dan opgespoor. Hy was bewusteloos gewees en ek het onmiddellik geweet, ek sal nie vir Piet kan dra nie. Die hele groep het reeds by die rendezvouspunt versamel. Die tyd het uitgeloop. Die bote sou vertrek. My bene, soos ek sê, het etlike wonde opgehad en etlike skeurwonde van daai krag van die ontploffing. En ek het toe, so vinnig soos ek kan, ek het net my pistool toe by my gehad, het ek toe na die nood-RV toe gestrompel en die res van die mense was al toe rasend van kommernis, weet maar waar gaan soek hulle vir ons? Ons het baie met mekaar ingeoefen, het mekaar baie goed geken. Het ek beweging my oog gevang agter ons, my geweer opgebring en ek was op die punt om die persoon wat agter ons hardloop te skiet. Toe ek sien in sy silhouet wat ek van hom sien ek maar dis een van ons mense. En ek kon ook toe duidelik sien dit is Kloppies met die agtergrond van die lig van die stad en sy silhouet kon ek dadelik hom herken. Jack Greef het met my kom praat, het gesê, waar's die ander ouens? Toe sê ek vir hulle, Kokkie is dood, maar Faatjie is daar. Kom, gee vir my 3 ouens, laat ons hom kan gaan haal. Ek het toe die RV beman en die mense reg gekry om rondom verdediging te sit, so as daar troepe by ons kom, dat ons ten minste 'n stand kan maak. Ons is toe onmiddellik terug en
Sam Fourie, hy was ook 'n groot vriend van Kokkie. Hy het sommer saamgekom. Intussen het daar nou chaos in die plek van die ander tanks het ook begin ontplof en die troepe wat in die basis was in die teiken was wat die teiken opgepas het, die het nou almal soontoe gehardloop. Dit was vir 'n moeilike situasie om daar in te gaan. Dit was chaos. Maar ek sal dit nie dapperheid noem nie. Dit was werk geweest. Toe hulle nou op die toneel kom, toe kry hulle Piet Faatjie waar hy op sy knie kruip in die rigting van die vyand. Hy het toe blykbaar bygekom en besoop en gesê, hier is dit om te warm, hier moet hy wegkom. Hulle het hom toe gevat en hy het blykbaar geroep, moenie my los nie, moenie my agterlos nie. Hulle het nie. Almal behalwe Kokkie het veilig by die huis gekom. Ek wens dit ek kon vir Kokkie daai jare vir Kokkie se ouers gesê het, hoor jy, julle seun is so dood. En jy weet, maar daai jare was daar soveel dekstories en niemand mag geweet het ons kan met bote werk so ver van die huis af nie en dit was maar 'n normale ding. Ek is vandag nog eintlik half bitter daaroor. Maar ja. Angola het die aanval toegeskryf aan huursoldate wat namens Suid-Afrika opgetree het. En soos met operasie Amazone, het Jonas Savimbi verklaar dat UNITA-vegters vir hierdie operasie verantwoordelik was. Kloppies Kloppers, Jack Greef, Sam Fourie en Frans Fourie het die hoogste toekenning van die Suid-Afrikaanse weermag ontvang vir operasie Kerslig, die Honoris Crux, toegeken vir dapperheid in lewensgevaar. Tyd ons diens. Hulle diens spreek van onbaatsigtigheid en dapperheid. Dis miskien, voel miskien lelik om dit te sê, want dit is 'n helse eer wat hulle vir jou bewys om so 'n dapperheidsmedalje vir jou te gee. Maar vir my was dit werk. Na 21 jaar in die spesiale magte en talle operasies en vuurgevegte agter vyandelike linies, het Kloppies Kloppers begin werk vir vrede. Hy het projekbestuurder geword van 'n onderneming wat landmyne in Mosambiek verwyder.